So, weer die vraag. Nou lees ek gaan terug, ek lees vers 36, Matteus 12:36, en dan lees ek my vraag aan mekaar, en dan gaan u verstaan wat ek sê. Maar ek, apostel Matteus, sê vir julle, naamlik die Israeliete, die Jode en die ongeredde heidene, dat van elke ydelle woord wat die mens praat, daarvan moet hulle rekenskap gee in die oordeelsdag. Waarop val die klem? Die oordeelsdag. Nou verduidelik ek eintlik, wie gaan in die oordeelsdag verskyn? Net 'n vraag. Is daar vir die bruid van Jahweh of Jesus Christus 'n oordeelsdag? Wat sê u? Is daar 'n oordeelsdag? Nie vir die bruid nie. Want waar ons rekenskap moet gee, of was ons volgens 1 Korinte 15:27-58 verander uit hierdie vleeslike liggaam in 'n verheerlikte liggaam? Ja, ons was verander. Wat verklaar Openbaring 20 vers 4? Kan u onthou? Kom dan lees ons dit. Openbaring 20 vers 4 skryf apostel Johannes, hy sê, en ek, dis apostel Johannes, het trone gesien. En hulle het daarop gaan sit. En aan hulle is die oordeel gegee. Het jy dit gehoor? Vir u wat vir die eerste keer hier luister, is dalk die eerste keer dat jy die skrif hoor, Matteus 20 vers 4. Onthou aan die einde van Openbaring 3:22 is die bruid weggetrek met die parousia, die wederkoms van Jahweh. En nou is die bruid in die hemel vir 7 jaar en 105 dae. En dan gaan die slag van Armageddon plaasvind. En dan sien ons by Openbaring 20 vers 11 die wit troon oordeel. Maar ek sien in Openbaring 20 vers 4, en ek, apostel Johannes, het trone gesien, en hulle het daarop gesit. Wie is die hulle? Die bruid wat weggetrek was. Nie die kerk nie, net die bruid. En aan hulle is die oordeel gegee. Wie is dit hierdie? Dis die bruid van Jahweh, of die Here. As dit waar is, hoe word ons dan veroordeel volgens die vorige skrifgedeelte? Die vorige skrifgedeelte het geïnsinueer dat ons moet almal rekenskap gee in die oordeelsdag. Ek wil net vra, hoe is dit moontlik dat ons as bruid eers moet rekenskap gee vir ons lewe in 'n oordeelsdag, en dan gaan ons op die troon sit? Maak dit sin? Nee, stupid ou kan dit verstaan. Dit is onmoontlik. As ons rein genoeg is om uit hierdie liggaam uit verander te word, om opgeruk te word, of weggetrek te word, parousia in die Grieks, by die wederkoms van Jahweh, dan is ek mos nie nodig om eers voor 'n wit troon oordeel te gaan moet staan, en verantwoording te doen van elke woord en daad. Maar ons het vroeër ons nou gehoor, almal gaan moet verantwoording doen, almal gaan voor die regterstoel moet verskyn. Maar nou begin ons verstaan, dat die bruid het nie nodig om voor die regterstoel te verskyn nie. Hoekom nie? Ek vra, wie is dit hierdie? Dis die bruid van Jahweh of die Here? As dit waar is, hoe word ons dan eers veroordeel? Weer eens verwronge godsdienstige teologie van die Rooms-Katolieke Kerk, wat gedurende die laaste 600 jaar in meeste protestante en charismatiese kerke ingevoer is, wat vandag in 2025 as die waarheid verkondig word. En daarom kan jy maar gaan luister, die protestante kerke, die pastore en die ouens in hierdie protestante godsdienststelsels. Ek is nie 'n protestant nie, ek is 'n Jahwist. Want die protestante is geskep deur die katolieke as 'n werktuig vir die katolieke. So daarom moet daar veroordeling wees, want die katolieke kerk glo dit. Hoekom? Dat jy sterf, dat jy kan in Hades ingaan, dat jy kan in purgatory ingaan, waar jou familie met geld vir jou betaal, om het vir jou makliker te maak in die vlamme en swaar vuur. Dis 'n heiligingsvuur. Ek praat later weer oor purgatory. Matteus 12 vers 37. Matteus 12 vers 37. Ons nou net vers 36 gelewe. Maar ek, apostel Matteus, sê vir julle, naamlik die Israeliete, die Jode en die heidene, dat van elke ydelle woord wat die mens praat, daarvan moet hy rekenskap gee in die oordeel. Vers 37.
Want uit jou woorde sal jy geregverdig word en uit jou woorde sal jy veroordeel word.